Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie by die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, as ook op die klokkie, sodat u kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, vandag se titel is: Gaan Trump Iran met atoombom gooi? Nou, dis nie so 'n vergesogte titel nie, want oor die afgelope paar dae het Trump al hoe dreigender begin raak teen Iran. Hy het in elk geval al hoeveel kere gesê dat Amerika die oorlog teen Iran reeds loshande gewen het, dat hy hulle vloot en hulle lugmag en al hulle wapens vernietig het, of liewer dat die Amerikaanse weermag en lugmag asook Israel dit gedoen het. Maar kennelijk beskik die Iranese steeds oor 'n militêre vermoë en hulle gaan voort om bepaalde militêre teikens in die Midde-Ooste te tref en hulle maak ook allerlei dreigemente. Dus die oorlog is nog steeds in volle swang. En Amerika se oorwinning wat hulle nou aangekondig het, lyk tot dusver effens voortydig, 'n bietjie soos die mense wat gesê het in die eerste week van die Oekraïense oorlog het die Russiese ammunisie opgeraak. Ja, daar's ook sprake daarvan dat die Iranese se missiele gaan opraak en maar dit lyk eerder asof dit aan die Amerikaanse kant gaan wees wat die sogenaamde onderskepper missiele gaan opraak. Iemand soos Tucker Carlson, wat natuurlik 'n groot aanhang in die VSA en wêreldwyd geniet, hy het ook reeds gewys op hierdie mees onlangse uitsprake van meneer Trump, dat hy as dit ware dreig met een of ander vorm van kernaanval op Iran, want hy het gesê, ons kan hulle binne 'n uur vernietig, sodat hulle nooit weer sodat hulle hele grondgebied vernietig word. Nou, vir my persoonlik is dit 'n ontsettende teleurstelling wat ons tans beleef, in die sin dat Donald Trump, en ek is nie die enigste wat dit sê nie, omtrent almal aan die regterkant van die spektrum in Amerika en wêreldwyd is besig om hulle misnoë uit te spreek met die manier waarop Trump nou besig, hy is eintlik besig om sy hele verkiesingsveldtog wat hy gevoer het te verraai. En as daar nou net een is, ek sal nou vir julle net een video wat iemand ook op X geplaas het, ek sal dit gou vir die speel, waar Trump onomwonde verklaar dat hy die man van vrede is. Hy het juis gesê hy gaan nie meer oorloë maak nie. Kom ons luister vir 'n oomblik net gou daarna. Dis net 8 sekondes lank of iets. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. No more wars, no more disruptions. We will have prosperity and we will have peace. Under Trump, we will have no more wars, no more disruptions, and we will have prosperity and peace for all. I am the candidate of peace. I am peace. Daar het hy dit. Trump was die man van vrede. Ek is vrede, sê hy. Ongelooflik. En nou is hy besig om 'n oorlog te, wel, hy het nou 'n oorlog, hy en meneer Netanyahu het die grootste oorlog ontketen in die Midde-Ooste sedert, wel, die grootste oorlog eintlik amper sedert die Tweede Wêreldoorlog, het hulle nou ontketen teen Iran en in die Midde-Ooste, en hulle is besig om die wêreldekonomie te belemmer en in die wiele te ry. Trouwens, daar's mense wat nou sê dat hierdie ding wat tans plaasvind, gaan 'n groter effek op die wêreldekonomie hê as COVID. Daar gaan inflasie wees, daar gaan oliepryse op $200, $300, wat ook al. Daar gaan werkloosheid wees, daar kan selfs hongersnood wees. Nou ek weet nie of ek op al hierdie aspekte nou sal kan ingaan nie, maar want ek het al ontsettende klomp inligting hieroor
opgelees, verwerk, nagelees, nagevors. Nou, een van die Amerikaanse meningsvormers en 'n skrywer wat ook oor sy eie webblad beskik, 'n man by name Greg Johnson, wat ook 'n groot ondersteuner van Trump was, het nou onlangs ook 'n baie kritiese opstel of twee oor Trump gepubliseer. In een van sy opstelle sê hy, Trump hoef net 2 dinge te gedoen het. In die eerste instansie, en dit het hy gedeeltelik gedoen, hy moes die onwettige immigrasie na Amerika stopsit. Dit was die een groot ding wat hy moes doen, en dit het hy in 'n mate reg gekry. Die tweede ding wat hy moes doen, was om regstellende aksie en alle diskriminasie teen blankes in Amerika te beëindig. Dit was die 2 dinge wat hy beloof het en wat hy moes doen. In 'n mate het hy wel daarin geslaag. Maar afgesien daarvan was dit nie nodig vir hom om enige iets anders te verrig nie, en veral nie om nuwe oorloë aan te stig saam met sy vriend Bibi Netanyahu nie. Maar dit is nou die situasie waar ons bevind. Trump het sy verkiesingsbeloftes, sy hele verkiesingsveldtog verraai, en hy is besig om die wêreld in hierdie onhebbelike, onverkwikkelike oorlog te dompel. Nou Trump het ook oor die afgelope week of wat, het hy gesê, hy verwag 'n onvoorwaardelike oorgawe van Iran. Nou dit is, jy weet, in die geskiedenis, ek dink daar was net 2 keer in die Amerikaanse geskiedenis, een keer, ja, in die Tweede Wêreldoorlog is daar natuurlik 'n onvoorwaardelike oorgawe van Duitsland geëis, maar ek dink in die Amerikaanse burgeroorlog of so iets was daar so eis. Maar verder was daar nog nooit so iets in die geskiedenis dat jy 'n onvoorwaardelike oorgawe van 'n ander land eis nie. En dit is eenvoudig net so onredelik van Trump om dit te vereis, dat hy daarmee eintlik wil sê dat hierdie is nou 'n geveg tot die dood toe, en hy gaan die totale bevolking van Iran uitwis, of iets van die aard. Nou, in ruil, of in antwoord op Trump, het die huidige leier van Iran, Mojtaba Khamenei, hy is natuurlik die seun van Ali Khamenei, wat deur die Amerikaners en die Israelies doodgemaak is in hulle eerste verrassingsaanval op Iran. Nou, dan moet mens moet ook onthou dat hierdie verrassingsaanval het geskied terwyl die Iranese en die Amerikaners besig was om in Switserland te onderhandel oor Iran se bereidheid om heeltemal af te sien van kernwapens. En trouwens die minister van Buitelandse Sake van Iran het vir die Amerikaners gesê, iets wat nou ook verdraai is intussen, dat hulle is bereid om hulle Iran wat hulle verryk het tot 60% te vermeng met ander laaggraadse Iran, om heeltemal weg te doen met hulle verrykte Iran, in ruil vir sekere toegewings van die Amerikaners. Dit was aan die gang daar in Switserland, en terwyl die onderhandelings aan die gang was, het Amerika en Israel hierdie verskriklike aanval op Iran geloods, hulle leierskap uitgewis, burgerlikes gebom. Hulle het selfs 'n hospitaal, jy het dit seker gesien, nie 'n hospitaal nie, 'n skool, 'n meisieskool, gebombardeer waar 165 laerskoolmeisies omgekom het. Nou, daar's nou blykbaar 'n ondersoek daaroor aan die gang in die VSA, deur die Pentagon, en want daar is nou 'n reël of 'n wet van die Amerikaanse krygswet of van die Pentagon, wat so iets natuurlik 'n misdaad maak om burgerlikes en veral kinders, veral natuurlik hele meisieskool eenvoudig net aan te val.
En maar sal ons sien wat daarvan kom en of dit nie maar net onder die mat ingevee word. Maar in ruil vir hierdie aanval, in antwoord daarop, het Mojaba Khamenei self verlede week, van dese week eintlik, die volgende voorwaardes uitgereik, waaraan Amerika moet voldoen om hierdie oorlog tot einde te bring. Want die paradoks waarmee ons nou sit, is dat die Amerikaners het ongevraagd hierdie oorlog van stapel gestuur. Ja, Iranese het hulle nie bedreig nie, hulle het nie die Amerikaners aangeval nie, niks van die aard nie. En Amerika het met hierdie verrassingsaanval gekom op Iran. En die oorlog dus van stapel gestuur. Maar nou, Trump sê hy gaan besluit wanneer die oorlog gaan ophou. Nee, hy gaan dit nie meer besluit nie. Die Iranese gaan nou besluit wanneer hulle gaan ophou. En daar's geen teken dat die Iranese bereid is om nou al op te hou nie. En daarom het hierdie huidige leier, die seun van Ali Khamenei, Mojaba Khamenei, die volgende voorwaardes uitgereik, waaraan Amerika moet voldoen vir verhandelikhede om gestaak te word. Nou, die eerste voorwaarde wat hy genoem het, is Amerika moet onvoorwaardelik terugtrek uit die Midde-Ooste binne 30 dae. Hulle moet al die lande daar, al die golfstate, Saudi-Arabië, jy het Bahrein, die Verenigde Arabiese Emirate, Oman, almal van hulle, uit al daardie lande moet hulle terugtrek. Dis die eerste voorwaarde. Die tweede ene is, alle sanksies wat sedert 1979 teen Iran geld, moet opgehef word, waaronder ook die bankbeperkings op Iran, want daar's verskriklike bankbeperkings op Iran. Jy mag glad nie 'n betaling maak na Iran toe nie. Iran is uitgesluit van die SWIFT-stelsel, ensovoorts. As ook verbiedinge op tegnologieoordrag, dit alles moet binne 60 dae opgehef word. Dit is nog die tweede voorwaarde wat Iran stel. En dan die derde voorwaarde is Amerika moet vergoeding van $500 miljard aan Iran betaal, sogenaamde reparasies. Iran wil vergoeding van Amerika hê vir die skade wat hulle die afgelope aantal dekades gelei het as gevolg van hierdie sanksies. En Iran is dan bereid om te kyk na 'n 10 jaar afbetaalplan vir hierdie vergoeding. Hulle skat die skade op $800 miljard, maar hulle is bereid om $500 miljard te aanvaar. Nou, dit is nie die eise van iemand wat nou onverwaarlik gaan oorgee môre nie. Nee, Iran stel hulle eise. En ons gaan nou sien wie eerste in hierdie proses gaan die wit vlag hys. Nou, indien Amerika nie aan hierdie voorwaardes van Iran voldoen nie, gaan die straat van Hormuz gesluit word. Hy is natuurlik tans reeds in die gedrang, want daar is olietankschepe wat Iran aanval met hulle missiele, en dus laat hulle net sekere lande se olietankschepe deur die straat van Hormuz. En die tweede ding wat Iran dan gaan doen is, indien Amerika nie voldoen aan hulle vereistes nie, hulle gaan verdedigingsverdrae met ander lande sluit, waaronder die Russe en die Chinese, en hulle selfs bereid om Russiese en Chinese basisse op hulle grondgebied toe te laat. En dan die derde punt, en dit is die ene wat ek dink baie mense in die Pentagon en elders in Amerika nogal bekommer. Hy sê Iran gaan sy reg onder die volkereg uitoefen om 'n volle kernverdedigingsvermoë te ontplooi. Nou let wel, hy sê nie hulle gaan dit ontwikkel nie, hy sê hulle gaan dit ontplooi. Met ander woorde, met daai verrykte Iran wat hulle reeds het hulle waarskynlik al die vermoë om 'n kernwapen en 'n kernverdedigings stelsel te ontplooi.
Dus die wêreld staan op die rand van 'n moontlike kernoorlog. Want gestel Trump gooi die atoombom op Teheran, dan gaan waarskynlik die Iranese hulle bom gooi. Sê maar op Tel Aviv, of miskien selfs op New York, of Washington, of wat ook al. Daar was nou die dag sulke aardige kuberaanvalle op die lughawe in Washington, naby Washington DC. En ons weet die Iranese, hulle is baie bedrewe met hierdie tipe kuberaanvalle, kuberinfiltrasie. En dus is dit dalk die eerste waarskuwing vir die Amerikaners, dat hulle kan dalk 'n vergeldingsaksie op eie bodem in Amerika verwag. Niemand het nog ooit Amerika op eie bodem aangeval nie. Miskien gaan Iran dit vir die eerste keer doen. Nou ja, net na hierdie 3 ultimatums van Iran van dese week het die Chinese binne 90 minute gereageer en hulle het gesê Iran beskik oor geregverdigde veiligheidsbekommernisse. En hulle het gevra vir onmiddellike onderhandelings gegrond op Iranese soewereiniteit. Met ander woorde, kyk, die Amerikaners en die Israelies wil hê daar moet 'n regimeverandering in Iran plaasvind. Dis soos wat daar in Suid-Afrika was. Die ou nasionale party regering is onvergewerp en ons het 'n nuwe regime gekry in die vorm van die ANC-bewind wat ons nou plunder en besteel en onderdruk en Afrikaans verbied en al sulke dinge. Ja, ons kan op 'n stadium 'n bietjie gesels oor, 'n bietjie vergelyk hoe die Iranese wat van 1979 af, hoe lank is dit? Wat al langer as 40 jaar onder sanksies leef. Hoe hulle dit gehanteer het. En Suid-Afrika, wat 'n paar jaar van sanksies gehad het, in die 80er jare, en toe kapituleer hulle. Toe kapituleer die Afrikaner leierskap, jy weet, hulle is 'n bietjie onder druk plaas en ons dan niks, dan kapituleer hulle. Maar die Iranese kapituleer nie, ook nie nou nie. Nou dat hulle gebombardeer word deur die sterkste moondheid op aarde, die supermoondheid, tesame met sy bondgenoot Israel, wat oor die grootste lugmag, ek dink hulle beskik oor die 3de grootste lugmag ter wêreld, die Israelies. En hulle is natuurlik meedoenloos. Hulle bombardeer sommer net voor die voet, jy weet, kinders, vrouens, kinders. Hulle gee nie om wie hulle doodmaak nie. Ons het gesien natuurlik in die Gaza-strook. En die Iranese, hulle skrik nie daarvoor nie. Hulle is bereid om vas te staan. Natuurlik is hulle 'n groot bevolking. Hulle is oor die 90 miljoen mense, maar nogtans, ek dink daar's baie ander lande op aarde wat in hierdie tyd al sou oorgegee het, maar die Iranese is nie besig om dit te doen nie. Nou, kort na die Chinese reaksie op hierdie ultimatums van Iran, het die Russe na voorskyn gekom en hulle het 'n soortgelyke verklaring uitgereik. Hulle erken ook dat Iran veiligheidskwessies het. Nou wat probeer Amerika bereik met sy oorlog teen Iran? Nou, in die eerste plek dink ek dit word gedryf deur die groter Israel projek van meneer Netanyahu. Trouwens, daar's 'n video ook van hom waar hy sê dat Israel gaan 'n supermoondheid word. As hulle klaar is met Iran, gaan hulle 'n supermoondheid word en hulle gaan die hele Midde-Ooste oorheers en waarskynlik gaan hulle dan ook Iran se olie inpalm. Hulle het dit in 'n mate met die Irakese olie gedoen en met Sirië ook. En dit is een faktor, is hierdie groter Israel projek van van Israel en van Netanyahu wat die oorlog veroorsaak het. En dan die Amerikaners ek dink hulle wil ook 'n voorbeeld van Iran maak, dat enige ander land op aarde wat nie na Amerika se pype dans nie, gaan hulle ook eenvoudig net
vernietig. En dit is wat agter hierdie oorlog sit. Ek weet nie of die Pentagon daar's natuurlik geweldige tweespalt binne die Amerikaanse regering rondom hierdie oorlog, want daar's allerlei gerugte dat, en selfs generaal McCain, wat nou hoof is van die Amerikaanse weermag, dat hulle glad nie ten gunste was van hierdie Iranese oorlog nie, want hulle het vir Trump gesê, ons kan dit nie wen nie. Maar Trump het desnieteenstaande eenvoudig net voortgegaan en gesê, val aan. So, wel, die Israel en Netanyahu het vir hom gesê, hulle gaan aanval en Amerika moet nou maar saam aanval. En dit is hoe die oorlog dus ontstaan het. Maar, ja, en nou sê die Amerikaners, en baie van die westerse media sê dit ook, dat Amerika het reeds gewen. Jy weet dat die Iranese is op hulle knieë, hulle het niks meer oor nie, hulle vloot is vernietig, hulle lugmag is vernietig, maar hulle sit nog steeds met al hulle missiele en hommeltuie, waarmee hulle skepe kan aanval, hulle kan ander stede aanval, en blykbaar beskik die Amerikaners nie oor 'n werklike verdedigingsstelsel teen hierdie hommeltuie nie. Want Amerika, soos iemand gesê het, jy weet, mense praat ons van die baby boomers, van hierdie geslag van, wat in 1940s en 50s gebore is, of so, na die Tweede Wêreldoorlog. En Trump is natuurlik 'n tipiese voorbeeld daarvan. Vir hulle, oorlog beteken, wel, jy oorheers die wêreld deur televisiepropaganda en deur vliegtuie. En dit is Amerika se benadering. Jy weet, hulle het hierdie magtige media van hulle, wat nou Iran, jy weet, so sleg sê dat die see hom nie kan afwas nie, en van terreur beskuldig, en wat ook al. En dan het hulle vliegtuie en hulle gaan hulle bombardeer. Hulle sê hulle het al 15.000 teikens in Iran gebombardeer. Nou, dit is die manier waarop jy jou mag uitvind. En in 'n mate is dit ook, wel ons het nou nie bombardemente in Suid-Afrika gehad nie, maar deur hierdie soort televisieaanval, hierdie propaganda veldtog via die TV. Dit is wat Suid-Afrika in die 80er jare op sy knieë gebring het. Nou, hulle werk volgens daai model. Maar intussen, soos ons in die Oekraïense oorlog gesien het, tussen Rusland en Oekraïne, en die aard van oorlogvoering heeltemal verander. Hierdie groot goed, die groot skepe, die vliegtuie, al hierdie dinge, hulle speel nie meer so groot rol nie. Dit is nou hierdie hommeltuie en missiele en kanonne en infanterie wat bepaal wat op die slagveld gebeur. En die Iranese het ongelooflike, ek kan op 'n stadium miskien 'n hele program daaraan by, het ongelooflike missiele ontwikkel, maar ook hommeltuie ontwikkel. Hulle het hommeltuie wat hulle vir $20,000 bou. En daai ding, hy word van saamgestelde materiale gebou. Die radar sien hom nie eens raak nie. Daar sit nou 'n Amerikaner iewers in Amerika, jy weet, voor sy skerm, en hy moet met sy hommeltuig, of wat ook al, en hy soek nou op sy radar, waar is die Iranese hommeltuig? Maar hy kan hom nie sien nie. Hy is nie op die radar nie. In die volgende oomblik, dan tref hy sy teiken. En daai goed, die Iranese produseer hulle by die duisende. Dus daar sit Amerika se groot probleem, en Israel se nou ook. Trouwens, daar's natuurlik geweldige sensuur tans, wat Israel betref, niks kom uit nie, alhoewel nou die dag, daar's 'n paar foto's op Reuters van omtrent 'n week gelede, en ja, dit lyk nie goed in Israel nie. Daar's 'n klomp geboue gebombardeer, hulle is besig om van die Mossad se hoofkwartier, hulle is besig om, jy weet, daar's 'n beheerkamer onder 'n hotel in Tel Aviv. Hulle het daai hotel en daai beheerkamer gebombardeer. Jy weet, daar's paniek in Israel, vir die eerste keer, want voorheen het Israel oorlog gemaak teen, jy weet, mense sonder wapens, met 'n paar gewere, 'n paar klein gewere, en sulke tipe goed. Hulle het nie tot stand gekom teen 'n mag soos Iran, 90 miljoen mense met missiele, en
hommeltuie. En wat ook strategies dink, want soos heelwat van die slimmer kommentators oor hierdie ding, sê die Iranese is nie besig, kyk die Amerikaner, hy gaan met brute mag, wil hy oor Iran oorweldig, jy weet, met sy vliegtuie, met sy vliegtuigskepe, en so meer, jy weet, met hierdie, en met soort van bombardemente, hierdie muur tot muur bombardemente, wat hulle ook in Vietnam gebruik het, natuurlik. Jy weet, hulle praat ons van carpet bombing, jy weet, hulle gooi net bomme, vernietig, oral, jy weet. En dit is die Amerikaanse metode, maar hierdie Iranees, kyk, hy's 'n pers, hy kom uit 'n baie ou beskawing, duisende jare oud, wat Persië, ons praat mos in Afrikaans van die wet van Mede en Perse. Persië was al, jy weet, 'n wêreldmoondheid, toe die mense in Europa nog, jy weet, rondom die kampvuurtjie gesit het of iets. Hulle het fantastiese natuurlik erfenisgebiede daar, wat die Amerikaners ook blykbaar besig is om te bombardeer. Maar dit nou daar gelaat, maar die Perse het ook die spel skaak uitgevind. Nou hierdie mense wat skaak speel, wat strategies dink, Trump is nou gewikkel, Trump wat binne 24 uur van mening kan verander, en jy weet, dinge links en regs sê op Truth Social, ek het gewen, en dan die volgende oomblik sê, die volgende oomblik dan sê hy weer, nee, ons moet onderhandel, en sulke tipe goed, jy weet, niks wat hy sê, van binne 24 uur kan hy eenvoudig net sy hele standpunt met 'n ommekeer verander. Maar Iran, kyk, hulle besef, hulle wil nie Amerika gaan inval en oorneem nie. Hulle wil nie 'n oorlog teen Amerika wen nie. Maar hulle het genoeg om Amerika seer te maak. Selfs daai vliegtuigskepe, kyk hierdie, wat sê die Gerald Ford of iets, hy is op pad terug Amerika toe. Hy het so 'n bietjie daar, jy weet, naby die Persiese Golf rondgevaar, en toe gaan hy maar weer terug, en die Chinese, die Iranese het hom waarskynlik getref. En daar's van hulle ander vliegtuigskepe wat ook daar rond is, maar hulle bly op 'n baie veilige afstand. Hulle bly so 700 km van Iran af. Want hulle is bang vir daai missiele en vir daai hommeltuie. Dus hulle gaan nie tot aksie oorgaan, daai vliegtuigskepe nie. En maar daai Reuters foto's wat ek gesien het van Tel Aviv en sekere ander stede in Israel, dit lyk nie goed nie, hoor. Daar is pyn. En kyk, die Iranese, anders as die Israelies, is nie besig om te probeer om jy weet, burgerlikes te bombardeer en dood te maak voor die voet, jy weet, soos wat Israel maak. Jy weet, toe Israel ingaan het in die Gaza-strook, het hulle voor die voet net mense doodgemaak. Jy weet, 75,000 mense is net, wel, Tucker Carlson, dis nie ek wat dit sê nie, dis hy wat dit sê, nee, hulle is nie doodgemaak nie, hulle is vermoor. Dit is wat Tucker Carlson op sy kanaal gesê het. En Iran is nie besig om dit te doen, daar's nie so baie mense dood in Israel nie, maar daar's 'n paar duisend dood in Iran, en nog duisende beseer, want die Amerikaners, soos hierdie meisies, 175 skoolmeisies in 'n skool, hulle het hulle gebombardeer. Jy weet, dit is hulle styl, ons maak oorlog teen jou totale bevolking, en dis miskien 'n onderwerp vir 'n ander video, is die Angelsakser en die Britse ryk en die Amerikaners, wat, jy weet, daar's baie van die Amerikaanse kommentators wat ook, jy weet, soos professor John Mearsheimer, wat ook oor hierdie goed praat. Jy weet, hoeveel duisende, honderde duisende mense, selfs miljoene mense, wat die Amerikaners al net voor die voet doodgemaak het. Jy weet, dit is deel van hulle styl om 'n bevolking te demoraliseer, maak hulle voor die voet net dood. Jy weet, vrouens, kinders, maak nie saak wat nie. En dit is nie die Iranese se styl nie. Hulle is besig om hierdie ding, hulle is besig om die Amerika ekonomies baie hard te tref met hierdie
sluiting van die straat van Hormuz en die oliepryse wat besig is om te styg. Nou goed, Amerika besit oor sy eie skalieolie, skaliegas, skalieolie. So, dis gaan hy nie onmiddellike tekort aan olie hê nie, maar die res van die wêreld, en veral natuurlik lande soos Japan en die hele Wes-Europa, Japan, Suid-Korea, hele Wes-Europa, Australië, kyk die Australiërs, as hierdie ding lank genoeg aanhou, jy weet, gaan Australië heeltemal onderdeur wees. Die Australiërs het klaar, weet jy wat gebeur in Australië, is dat hulle is besig om hulle beeste van kant te maak. Want jou Australiese boerdery en al hierdie voerkrale en daai goed, want hulle voer mos, jy weet, beeste uit en vleis uit China toe, dit word alles met diesel aan die gang gehou. En hulle het nou nie meer diesel nie. Daar's 'n dieseltekort na 'n week van hierdie ding. In Australië, so Australië gaan op sy knieë wees, en baie ander lande saam met Australië, Japan, Suid-Korea, Wes-Europa, en Iran draai die skroewe aan. Hy is besig om die skroewe aan te draai, en hy is in beheer, hy beheer daai straat van Hormuz, want uiteindelik, Iran se strategiese posisie, is sy geografie, die feit dat hy daar sit, dit is sy kuslyn daai, waar die straat van Hormuz geleë is. En hy gaan besluit, watter skip word deurgelaat, en watter nie. Ons kan op 'n stadium nog gaan kyk al die syfers, en die pipeline, Saudi-Arabië toe, waar hulle nou ook bietjie olie kan deurkry, maar dis maar iets soos 1,5 miljoen vate per dag. Die skare wat aangerig is, klaar is 6 miljoen vate per dag, en ek dink môre gaan die olieprys nog verder styg. Trouwens, jy kan dit maar vir my vat, jy kan maar so 'n bietjie 'n paar vate olie daar gaan koop, hulle gaan opgaan. Nou ja, die ander ding wat natuurlik vir my persoonlik verstommend is, ek wil op 'n stadium bietjie verder ingaan op die straat van Hormuz en al die uitwerking wat hierdie hele ding gaan hê, nie net op die olie mark nie, maar ook op voedsel, op kunsmis, op al sulke tipe goed. Maar ons kan 'n hele klein video daaroor maak. Dan, die ander ding wat my fascineer is, hoe Iran in weerwil van verskriklike sanksies, meer as 40 jaar lank, het hy daarin geslaag om so ongelooflike militêre mag op te bou. Kan jy glo? Dit verg nogal baie oor. En dis nie verbasend nie dat blykbaar in die wiskunde Olimpiades die eerste 3 plekke van lande op die lys word bekleed deur China, Rusland en Iran in die 3de plek. Hulle beskik oor duisende ingenieurs, ook vroue ingenieurs. Mense praat nou daai, jy weet, al hierdie stereotypes wat ons het, jy weet wat jy kry in die media, goed, jy weet, al die propaganda waarmee elke dag gevoer word, nee, die vroue in Iran word verdruk en al die goed. Jy weet, in Saudi-Arabië, wat nou 'n Amerikaanse bondgenoot is, en jy weet, dit is nou 'n land wat 'n mens moet respekteer, Saudi-Arabië, die Amerikaanse bondgenoot. Daar kon vroue tot 'n paar jaar gelede nie eens 'n motor bestuur nie. En daar moet jy hierdie burka dra en net jou oë steek uit en die goed. In Iran, ek het al 'n paar jaar gelede 'n paar video's gekyk oor Iran en Teheran en so meer. Baie van die meisies dra nie eens 'n kopdoek nie. As hulle, partykeer sit hulle so 'n serpie op hulle kop, jy weet. Hulle dra gewone westerse klere. Hulle is uitgelate, jy weet, hulle dit is nie 'n agterlike tipe samelewing Iran nie. En daar's meer vrouens wat ingenieursgrade persentasie gewys het as in die weste. En dit is die vermoë wat ons nou hier sien. Die ingenieurs, die wiskundiges, wetenskaplikes. Hierdie man wat nou hoof is van Iran se veiligheid, is 'n veiligheidsmagte. Hy beskik oor 'n graad in
weer in rekenaarwetenskap en tegnologie, as ook en wiskunde, ja. En hy het boonop 'n doktorsgraad in filosofie proefskrif geskryf en sommer 2 boeke ook oor Immanuel Kant. Nou jy weet, geen van hierdie westerse leiers wat ons het, beskik regtig oor akademiese kennis en breinkrag nie. Jy weet, dit is mense wat met die media werk. Alles word deur media bepaal. En Trump, omdat hy nou lankal 'n program gehad het op televisie, het hy beroemd geraak. Hy werk met media. Dit is hoe hy president geword het. In Iran werk dit nie so nie. En hierdie vermoëns, hierdie intellektuele vermoëns waaroor die Iranese beskik, dit kom na vore in hulle vorm van oorlogvoering, hulle strategiese denke en hierdie ongelooflike wapens wat nie baie geld kos nie, wat hulle opgebou het. Hulle sê Iran se uitgawes aan wapens, aan wapentuig, verteenwoordig 1% van Amerika se. En hier is Amerika nou besig om vas te val teen Iran en hy het geen antwoord op hierdie vorm van oorlogvoering wat Iran besig is om teen hom te ontplooi nie. Maar ek dink ons moet op in 'n volgende video 'n bietjie kyk na hierdie wapens waaroor Iran beskik en hoe hulle daaroor dink en hoe hulle dit opgebou het. En dan sal ons 'n groter insig kry in wat tans aan die gang is in hierdie oorlog. So ek het nou so 'n bietjie van 'n voelvlug oor die oorlog en die strategiese situasie gegee, oor Trump se houding van maak of breek, en dan hierdie ultimatums van Iran. En ja, dit lyk asof hierdie ding, Trump het gesê dit gaan binne 'n week oor wees, en toe word dit 2 weke, 3 weke, toe word dit 'n maand, 6 weke, en nou praat hy van dit gaan vir altyd aanhou. Dis nou die man wat beloof het, daar gaan nie meer oorlog wees nie. Dis en selfs al hou die oorlog môre op, gaan die gevolge van hierdie jy weet hierdie ingryping in olieproduksie en in die oliemark nog tot volgende jaar duur, tot 2027. Dit gaan nog 'n jaar aan die gang wees. Hierdie jy weet wat sal mense dit noem, hierdie ingryping, hierdie ontwrigting van die wêreld se energie toevoer, van 'n energieverskaffing. Dit gaan nog vir 'n jaar lank aanhou, ongeag wat nou volgende gebeur. Dus ons gaan nog baie praat oor die Iranese oorlog en die uitwerking wat dit tans ook op Suid-Afrika gaan hê, want aan begin aanstaande maand gaan die petrolprys hoër opgaan en dit gaan inflasie in Suid-Afrika opstoot soos in ander lande ter wêreld, en afhangend nou van hoe hardnekkig Israel en Amerika aanhou met hulle oorlog, gaan die olieprys waarskynlik nog baie ver styg. Nou ja, as jy tot hier geluister het, ek hoop jy dit interessant gevind, en soos ek sê, ons gaan op spesifieke aspekte van hierdie oorlog verder fokus in die dae wat kom, en sodat ons 'n beter begrip kan kry van wat daar aan die gang is, en ek dink daar's vir ons baie lesse daarin te leer. Jy weet dat jy deur middel van 'n bietjie verbeelding en beplanning en wat ook al, kan jy eintlik as 'n soort van 'n rand, jy weet, Iran wat heeltemal uitgestoot is tot die rand van die samelewing. Jy weet, niemand wou iets met hulle te maak gehad het nie. 40 jaar langer as 40 jaar van Amerikaanse sanksies, baie streng sanksies. Daar was gevalle waar dat 'n Franse bank byvoorbeeld BNP Paribas het een klein betaling, nie eers via Amerika nie, maar hulle het een klein betaling gemaak na 'n maatskappy. Jy weet, een van hulle kliënte het 'n betaling gemaak na 'n maatskappy in Iran toe. En toe die Amerikaners hulle met $10 miljard beboet. En hulle het selfs die 'n amptenaar van die Franse bank gearresteer in New York. Hy was daar in die tronk vir 1 jaar.
voordat hulle hom kon uitkry. En uiteindelik het hulle die boete wat die Franse bank betaal het, afgebring, afwaarts onderhandel tot $3 miljard vir een klein betalingkie na Iran toe. Dit is hoe streng hierdie sanksies teen Iran is. Nou, onder daai omstandighede om, jou missiele op te bou en jou hommeltuie en al die tipe goed, dit is nogal merkwaardig. En om te sien hoe Iran, ongeag nou van, ek kies nie kant in hierdie konflik nie, ongeag wat 'n mens nou, wat jou mening daaroor is, maar net as 'n verskynsel in die wêreld, militêr, strategies, polities, dink ek, dis 'n baie interessante ding wat besig is om te gebeur en wat ook groot gevare vir almal inhou, indien dit sou oorskakel na 'n kernoorlog, wat een van die gevare natuurlik is. Dus, tot volgende keer, moenie vergeet om een van ons boeke te koop en op die kanaal in te teken nie. Tot volgende keer, dan maak ons weer so. Tot ziens.